Ons maak oor by Gesang 41, Gesang 41, gesing ons daar vers 1 en 2. Gesang 41, vers 1 en 2. Ons sing Psalm 43, of Gesang 43, vers 1. Gesang 43, vers 1. Geliefdes, ons woordverkondiging vanmôre in hierdie adventtyd waarin ons onsself bevind. Dit is die afwagting vir die geboorte van Christus. Dit verwys na die 400 jaar voor Christus se koms, daarom ook die 4 Sondae voor ons dan nou Kersdag ook herdenk of die geboorte van Christus herdenk. Doen ons dan ook die adventprediking. Nou die gedeelte wat ons vanmôre uit gaan lees is 'n aankondiging uit Deuteronomium 18 uit van Moses wat na Christus verwys het. En die tema wat ons in gedagte het daar is God se hulp deur sy hoogste profeet en profesie. God se hulp deur sy hoogste profeet en profesie. En dit is Christus. Nou ons is nou ook in die vooraand van die herdenking van Paardekraal. Nou ons gaan ook dan vanmôre net die Paardekraal gelofte voorlees, so ek vra vir u om dan ook te maak, ons gaan ons voorsang afsluit met Psalm 89. Psalm 89 vers 1 en vers 11. Maar voordat ons dit sing, gaan ek vir ons die gelofte lees. Ons kan dan ons maak ook oop by Gesang 154. Hou ook die hand oop daar by Gesang 154, so die orde dan. Ons gaan dan staan, dan lees ek vir ons die gelofte van Paardekraal. Klaar gelees het, dan sing ons dan, sluit ons dan die voorsang af met Psalm 89 vers 1 en 11 en daarna die fotum, die seëngroet en dan Gesang 154 vers 1, 2 en 3. Nou kom ons staan en dan luister ons hoe die gelofte van Paardekraal dan ook gelei het.
van 11 Desember 1880. In die teenwoordigheid van den almagtigen God, den kenner aller harten, onder bidden opsien van zijn genadige hulp en ontferming, zijn wij burgers der Suid-Afrikaanse Republiek voor ons en onze kinderen een heilig verbond op te richten, het welk wij met plechtige eed besweren. Ruim 40 jaren is het geleden dat onze vaderen de Kaapkolonie ontvlucht het, om een vry en onafhankelijk volk te worden. Deze 40 jaren waren 40 jaren van smart en lijden. Wij hebben Natal, den Oranje Vrystaat en de Suid-Afrikaanse Republiek gestig. En 3 malen heeft de Engelse regering onze vryheid vertrapt. En deze vlag, die onze vaderen met den bloed en tranen gedoop hebben, van den grond neergehaald. Als deur een dief in die nacht is onze vrye republiek weggestolen. Wij kunnen en wij mogen dat niet dragen. God wil dat de eerbied onze vaderen en de liefde jegens ons kinderen ons voortskryf. Het erfpand der vaderen ongeschonden aan onze kinderen oor te leveren. Daarom is het dat wij hier bijeentreden en dat wij elk ander de hand geven, als mannen, broeders, plechtig beloofde, trouw te houden aan ons land en volk, en met het oog op God samen te werken, tot den dood toe, voor de herstelling van de vryheid onze republiek. So waarlik helpe ons God almagtig. Openbaring 1 vers 8 sê God, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige inwerking van sy Heilige Gees. Amen.
Ons luister na die wet van die Here, soos wat ons dit dan vind in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 63, as ons skuldbelydenis sing ons vers 1 en vers 4. Gesang 63, vers 1 en vers 4. Hy sit dan aan die genadeverkondiging en die vermaning. Uit Handelinge 10 vers 42 tot 43. En hy, dis Christus, het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo
vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Daarom geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade wat ons alleen kan ontvang deur geloof in Jesus Christus, hierdie genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf op hom bly, solank as wat hy in die sonde van ongeloof bly lewe. Ons doen dan vanmôre die belydenis van Nicaea en u volg opreg wat ons bely as kerk. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, vir die grootheid wat die Here aan ons bied deur sy Seun en die geloof wat hy vir ons in ons harte gee, gaan ons na Gesang 84. Gesang 84 en ons sing daar vers 11. In die adventtyd en die afwagting van die voorspelde Messias gaan ons juis ook let op 'n baie belangrike gedeelte soos deur Moses voorspel in Deuteronomium hoofstuk 18. Deuteronomium hoofstuk 18. Ons gaan lees van vers 15 tot vers 22. Deuteronomium 18 van vers 15 tot 22. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, U is almagtig en heilig. En wie kan tog in U teenwoordigheid inkom? U Seun kan. U Seun Jesus Christus wat heilig is. God is in die drie-eenheid. En in hom en deur hom kan ons voor U kom verskyn. En daarom, Hemelse Vader, wil ons vir U dankie sê as kerk, ook vanmôre dat ons die voorreg het van geloof in Jesus Christus, ons verlosser, ons redder, ons enigste hoëpriester, ons middelaar, ons Christus,
ons Messias, in wie en deur U ons tot U kan kom. Laat ons dit verstaan, dat ons as mense nie nakend voor U moet verskyn nie, maar geklee met Christus. Dankie Here ook vir die tyd van Advent, waar ons ook as kerk kan gedenk die afwagting van die geboorte van Christus. Here, dankie ook vir hierdie tydskalender in ons kerk, om ook so, Here, herinner te word aan die groot openbaringsgeskiedenis, die verkondiging van die Messias, die afwagting vir sy koms, sy kruisiging, sy opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees, die hemelvaart, die koninkrykstyd van die uitbreiding van die kerk oor die aarde, dat ons ook deel mag wees van hierdie evangelie, in hierdie Christus, U Seun, Jesus Christus. Here, waar ons ook so met die woord oopsit, wil ons ook vir U bid en vra, dat U ook tot ons harte sal spreek, dat ook hierdie gedeelte, Here, vir ons die openbaring van God sal wys, en hoe ons bevoorreg is, as Nuwe Testament kerk, om dit so te kan weet, deur die Gees van God wat dit vir ons verklaar. Laat die Gees ons ook hierin lei. Spreek Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die beluister. Amen. Deuteronomium 18 van vers 15. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet jy luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy, met 'n hoofletter sal jy oplet, sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek rekenskap afeis. Maar die profeet wat so vermetel is, om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Geliefdes, ons gebruik dan vers 18 as ons teksgedeelte vanmôre. Vers 18, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, die mens is hulpbehoevend. Die mens het hulp nodig. Die mens is swak, en die mens soek na waarheid in 'n verdwaalde wêreld. Dis die beginsel van die hulp wat die mens soek, waarheid in 'n verdwaalde wêreld. Hierdie gedeelte, as u opgelet het, miskien kan u net kyk, vers 9 tot 14 wat ons nie gelees het nie, gaan oor die straf oor die waarsêers. Want daar is valse profete, altyd teenwoordig. Waarsêers, vers 1 tot 14, vers 9 tot 14. Waarsku die Here teen hierdie hulp wat die volk wil gaan inroep van die wêreld af. En dan sê, moenie hierdie waarsêers inroep nie, ek sal vir julle 'n profeet gee.
na hom moet julle luister. Valse hulp is om te luister na menslike waarsêery, mensegolery en towery. God bied ware hulp aan sy volk. Hy gee die ware profeet, hy gee die profesie, die waarheid. In Deuteronomium 18 vers 15, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. So oppas wat jy hoor in die wêreld. Oppas op wat jy jou hoop stel in die wêreld. Luister na hierdie profeet. Dis ware hulp. Nou in 1 Johannes, verskoning in Israel, was 'n afwagting vir die koms van die groot profeet, soos wat Moses in Deuteronomium hier beloof het. Moses het beloof, hier kom hierdie groot profeet, iemand uit julle midde uit. En julle moet na hom luister. Die Messias verwagting, want die volk het hierdie hulp nodig. Nou in 1 Johannes 1 vers 45 verwys Filippus dan juis na Christus. In hierdie woorde, as hy hierdie verwagte Messias sien staan, sê Filippus, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het. Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Hy is die beloofde profeet, wat Moses hierna verwys het. Die hulp. Nou God help deur hierdie hoogste profeet en profesie. En ons moet dit verstaan, hoe werk die hulp. In die eerste plek, Christus is hierdie profesie en hierdie profeet. Hy is die woord van God self as ons hulp. En slegs aanvaarding van Christus is die aanvaarding van die hulp van God. Ons het hierdie hulp nodig. Vers 18, ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Geliefdes, waarom gaan mense na iemand toe om raad te soek? Waarom gaan iemand, en as hulle nie net na 'n mens toe wil gaan nie, dan gaan soek hulle dit by 'n waarsêer. Hulle soek hulp. Die mens in die diepste van sy wese gaan soek hulp. En die gewone mens is nie vir hom genoeg nie. Nou gaan soek hy dit in allerhande sterretekens. Hy gaan soek dit in allerhande tekens. Die mens is so ingestel om sy hulp te gaan soek aan dit wat nie regtig hulp is nie. Daarom is waarheid so belangrik. Want waarheid bring werklik hulp. Mense kan vir mekaar idilliese goeters opmaak en mekaar probeer troos, maar is nie die waarheid nie. Tog leef ons in 'n tyd van vandag waar mense eerder hierdie skynwaarhede wil sien en wil glo, want die werklikheid is te hard om net aan te dink. Hulp kom in die vorm van waarheid. Want die mens wat die waarheid ken en die waarheid verstaan, kan staande bly in hierdie wêreld, waar die ander so hulpeloos in voel. Met die belofte dat God 'n profeet skenk as hulp, het dan ook die hoogste vervulling gekry in Christus se koms na hierdie aarde. Hy is die hoogste leraar, raadgewer. Geen menslike prediker kan so help met waarheid van God, oor God, soos God self nie. God moet praat vir God. Weet ons eie sondige mens, en uit die oorsprong van ons sondige natuur uit, is ons nietig. En die woord nietig vind nie altyd by ons grond nie. Nietig beteken, ons is so onheilig.
Ons is so blootgestel aan die broosheid van die lewe wat kan breek in enige oomblik, dat ons kan nie eers voor God in sy heiligheid verskyn nie. Nou, hoe moet ons luister na God? As God in ons midde moes kom verskyn het, in sy grootheid en in sy heerlikheid, dan sal ons sondigheid juis ons vernietiging wees. Dit is die verskil tussen heiligheid en onheiligheid. En die waarheid is dit, ons is onheilig en kan nie in God se teenwoordigheid verskyn nie. Ons sal eenvoudig vernietig word. Daarom die volk se eerlike antwoord in vers 16. Ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Daarom gaan dit nie vir ons help as God in sy groot heerlikheid en almag na ons toe kom en aan ons kom verskyn nie. Hy moet na ons toe kom in ons vorm, die vorm van 'n mens. So moet die profeet kom. God moet hom na ons toe stuur. Hy wat God in die drie-eenheid is, in die vorm van 'n mens, soos ons. Op ons menslike vlak moet hy met ons mens kom praat. En dit is die Here Jesus Christus, die Seun van God. En wanneer hy kom, is hy nie meer net 'n menslike predikant nie. Hy is die hoogste prediker, die hoogste profeet, die hoogste leraar, Seun van God, God in die drie-eenheid, in die vorm van 'n mens. En hiervoor is die wêreld blind, want hulle kyk in die mensheid van Christus vas en sê, wat se hulp kan hy tog vir my wees? Maar deur die heerlike gawe van geloof wat God deur sy Gees in ons harte werk, weet ons as kerk van die Here Jesus Christus wie hy is, wat die hulp vir ons is. Die raadgewer, die profeet. So lees ons in die bergpredikasie van Matteus 5, as die Here Jesus ons kom leer uit die wet van Moses uit, dan sê hy, julle het gehoor, maar ek sê vir julle. Wat doen die Here Jesus hier? In die hele Ou Testament tot vandag toe nog kan 'n menslike prediker net sê, so spreek die Here. Maar Christus, toe hy kom, is hy die enigste een wat kon sê, ek. Hy mag van die preekstoel podium af sê, ek sê vir julle. Dis 'n ander gesag, dis 'n ander autoriteit. Matteus 7 vers 28 en 29, neem die mense hierdie gesag van Christus waar. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Volgens Deuteronomium is hy die profeet wat kan praat wanneer hy kom, nie die waarsêers nie die mooi weerspredikers nie die mense wat vir die idilliese Ethiopië wil kom opdis en vir jou wil sê, maar dit sal mos nou maar net altyd goed gaan as jy dit of as jy dat nie. Hier kom die profeet. Jy het hulp nodig. Nie net mooi weerswoordjies nie. 'n ware vriend nodig. Jy het God nodig. In Jesus Christus alleen. Hy leer direk wat God se wil vir ons beleef. Hy is die hoogste woord self. Geliefdes, teenoor die wêreld se hol beloftes, waarsêery, valse hoop met toorkunsies en psigiese prediking wat ons moet hoor elke dag, staan hier die ware openbaring van God in 'n werklikheid in Jesus Christus voor ons oë.
geopenbaar in die geboorte van die kind, groot geword in die geskiedenis van hierdie wêreld, deel daarvan geword, gekruisig, om die ware lyding van die werklikheid van hierdie wêreld aan ons te openbaar. Maar die verlossing vir ons gebied, deurdat hy opgestaan uit die graf uit, vir ons gesê het, glo in my, die hoogste profeet, en ek sal julle saam neem na die hemel toe waar ek vandaan gekom het, toe ek aarde toe gekom het. Dis hoop in hierdie wêreld wat so hard is. Daarom waarsku God hulle, moenie vir die waarsêery val nie, vir die mooi predikingkies nie, die motiveringspraatjies nie. Jesaja 8 vers 19, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes, en die geeste van waarsê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word. Maar Christus lewe, hy lewe nou, hy kan nou geraadpleeg word, hy's nou jou hulp, die ware profeet. Tye van baie leuns, kom baie onsekerheid. Dis die waarde van hierdie hulp. In die tye van baie leuns, kom baie onsekerheid. En u ken dit, u sit vandag met baie onsekerhede, omdat daar so baie leuns is, omdat daar so baie valse hope geskep word daar buite, die lawaai en die geraas van die wêreldse predikers, elkeen met 'n resepie. In tye van baie leuns kom groot onsekerheid. En dan ontwaak daar 'n ding wat ons ook voel in ons tyd. Die mense soek na wat is waar, wat is regtig waar. Want ons is moeg geluister na die mens. Ons soek vir God. Waarheid kom skep orde. Waarheid kom gee die sekerheid. Dit bring die rus. Dit bring die vrede in die gemoed, die kalmte. Onsekerheid is 'n gevangenis. Dit is vreesagtigheid. Dit is 'n slawerny. Maar die waarheid maak vry. Luister na die profeet Jesus Christus en jy sal vry wees. In die boek Deuteronomium is die woord van God die hoofklem. Die boek Deuteronomium is die woord van God die hoofklem. Deuteronomium beteken hierdie is die woorde. As ons die Deuteronomium moet oorvertaal, hierdie is die woorde. Dis wat dit beteken. Nou van vers 17 tot 22 in die oorspronklike Hebreëus, ironies, kom die stamwoord vir woord, woord van God, 16 keer voor. En daai kort stukkie, 16 keer word verwys na die woord van God, die waarheid van God. Het val klem op hierdie heerlike profeet. Hy moet die woord van God praat, maar hy is ook die woord van God. Die mens in sy diepste nood het hierdie hoop nodig. Ons smag na hierdie woord, na hierdie waarheid, hierdie troos, ja, na hierdie vryheid in hierdie deurmekaar wêreld. Die woord van God is by uitstek om God aan ons bekend te kom stel. Nie om vir ons die wonderlike toekomsverwagting te skep van ons menslike natuur, wat altyd net in vrede sal leef nie. Hulle sal roep vrede, vrede, maar daar sal nie vrede wees nie. Want die woord van God wil God aan ons kom bekendstel. In hom is ons vrede, ons vreugde, ons vryheid.
Die volk wat soek na hulp uit hulle nood van leuns, het die teenwoordigheid van God se woord in sy beloofde Messias verwag. Dit was Israel se verwagting. Dit moet ook ons verwagting bly, om ons hoop in Christus te kry, voortdurend. Johannes 4 vers 25 en 26. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. En Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. God sê vandag vir jou, in Christus Jesus, hy wil met jou praat. Dis ek wat met jou spreek. Ook verwys die Here Jesus in Johannes 12 vers 49, juis ook na ons vers 18, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê, wat ek moet spreek. Dis dwaas om nie na die Here Jesus te luister. Geliefdes, dis dwaas om nie na hierdie profeet, wat mens kom word het, wat ons as Nuwe Testament kerk leer ken het, om nie na hom te luister. Ons moet luister na sy boodskap, na sy evangelie. Want die profeet is die profesie ook. Hy is die woord van God. Hy is ons hulp. Ook predikers vandag moet Christus verkondig aan mense in hulle nood. Waaraan moet ons vasgryp? Moet ons vir mekaar net sê, maar dit sal beter gaan? Positiewe denke soos wat ons menslike sielkunde ons beleer vandag? En as dit nou nie gebeur nie, is jy bewys 'n valse profeet, vers 22. As die profeet in die naam van die Here spreek en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is die woord van die Here nie gespreek nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Luister na Christus. Luister na waarheid. Vers 20, maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. Want hy verlei die volk. Hy laat die volk hoop stel op waarsêry, mooi weerspraatjies, sielkundige aanmoedigings. Jou troos is in Christus, in die woord van God. En daarom, in die derde plek, slegs aanvaarding van Christus is aanvaarding van God se hulp. Geliefdes, Moses was net 'n tussenganger tussen God en die volk daar op die berg Sinai. 'n voorbeeld van wat die Christus werklik gaan wees. Maar Moses is 'n sterflike mens. Hy kon net tydelik daar van die berg af die wet van God aan die volk openbaar en bekendstel. Hy kon vir hulle daar leer en vir hulle sê, hou vas aan hierdie waarheid. Dit is die waarheid. En daar's Moses dood. 'n tydelike tussenganger. Moses was 'n skadubeeld van wat Christus vir ons in die ewigheid is. Christus is die ware Moses, die ewige Moses, waarna die aardse Moses maar net kon verwys. Christus is die ware middelaar, die ewige tussenganger. Nou, as jy met God wil praat, praat met Christus. Praat deur Christus. As jy nou die woord van God oopmaak, lees van Christus. Die profeet, die prediker en die woord
is in een. Hy is volwaardig God en volwaardig mens. Perfekte middelaar tussen ons menslike onheiligheid en God se heiligheid. Hy kan daar kom staan. Hy kan met sy rug na ons toe staan en vir God sê, slaan my en kruisig my. Hy kan omdraai na ons as mense toe en sê, ek is julle God, bid deur my tot die Vader. Die profeet. En daarom moet Christus verkondig word. Jy het nou toegang. Jy het nie 'n paus nodig nie. Jy het nie 'n hoëpriester nodig nie. Jy het nie een of ander verfynde offerritueeltjie nodig nie. Dis als in Christus. Jy kan nou met hom praat. Hy's nou jou hoop in hierdie verwarde wêreld. Hy's die profetiese woord self. Soos Johannes 1 ons leer in vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Hy is ons Deuteronomium. Hy is die woord. Hy is die finale profesie van hoop en hulp vir ons. Hy is waarheid in die verwardheid. Hy is ons bevryding van die slawerny, van onsekerheid en twyfel en leuns. Die Here Jesus Christus se gesag rus daarin dat hy self die woord van God is. Want die woord is gesaghebbend. Daarom mag net hy en slegs hy sê, ek sê vir julle. Laat die ander predikante net sê, so spreek die Here, Here. Christus moet verkondig word. Ja, selfs Johannes die Doper, wat geag was een van die grootstes, sê in Markus 9 vers 7, daar is die Seun van God. Ek kan nie eers sy skoenrieme vasmaak. En in Markus 9 vers 7, daar waar Johannes die Doper hom dan doop, kom die stem van God, die Vader uit die hemel uit. En wat sê die stem? Ek, die Vader, gaan nie met julle kan praat nie, maar daar is my Seun, luister na hom. Want as ek met julle moet praat, sal julle vernietig word. Maar my Seun, luister na hom. Verwerping van hierdie verwagte profeet is daar om die verwerping van God die Vader self. Hoe ons leef in 'n bitter, slegte posisie in ons land vandag. Miskien in die wêreld. Waar so baie van ons blanke Afrikaner, boerevolk, mense onder die invloed van Joodse godsdienstige denke eerder vir Moses wil aanhang as vir Christus. Hulle sal na Moses luister, maar vir Christus verwerp. Tog wys Moses in hierdie gedeelte weg van homself af na Christus toe. Die profeet moet julle na luister. In vers 19 sê Moses, om daar 'n oordeel, as ons mense nie hierdie verwagte profeet, die Messias in Christus, na luister nie. Jy sien, daar's 'n oordeel. En almal wat nie luister na hierdie profeet nie, sal tot in ewigheid rekenskap moet gee. Vers 19, en die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Daarom sê Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Laat ons nie vasgryp aan Moses nie. Laat ons vasgryp aan die een na wie Moses wys, Christus. Geliefdes, al gaan oor ons sondaar voor die heilige God. Die waarheid in Jesus Christus
is ons verlossing van 'n ewige oordeel. Daarin lê die waarheid. Dis die waarheid wat die wêreld nie van ons af, wat die wêreld van ons af weghou. Daar is ware hoop. Dis die hulp wat God vir ons bied in sy seun. Hy wil ons red deur sy seun. Hy is die evangelie woord, ons hulp, die redder, die vryheid van God se oordeel. Dis die ware vryheid. En hierdie vryheid vra stryd. Stryd om gehoorsaam te bly aan Christus in 'n wêreld wat jou die hele tyd wil wegtrek van gehoorsaamheid aan Christus. Jesus Christus is genoeg. En hierdie waarheid, hierdie dae waarin ons beleef van verwarring, is die groter waarheid. Laat ons hieraan vashou. Dit is hoop. Dis hulp. God het sy profeet gestuur. Binnekort herdenk ons sy geboorte. Mag dit vir ons elkeen ook so in daardie vreugde wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, in en deur U Seun Jesus Christus kom tree ons tot U nader. Wil ons vir U kom dankie sê vir U groot genade oor ons sondaar mens. Ons verdien dit nie. Ons kies dit nie. Maar U gee dit vir ons. En deur die Gees werk U in ons harte om dit te aanvaar, om te glo. Wat 'n heerlike voorreg om in hierdie vryheid en in hierdie waarheid te mag lewe. Ten aanvegtinge van hierdie wêreld bid ons Here dat ons hoop op U sal hou, dat ons hulp by U sal vra. Here, ons het werklik hulp nodig. Elkeen van ons huisgesinne, Here, het ook maar hulle eie worsteling en hulle eie stryd. Elke man en vrou en kind. Maar Here, wat 'n voorreg vir ons om dit te mag weet, dat in Jesus Christus is die voorhangsel oopgeskeur na die allerheiligste troon van God. Ons kan tot U nader, ons kan tot U bid, ons kan voor U kom pleit, en U sal ons hoor, want U Seun het nie verniet kom sterf nie. Hy is nie verniet die woord van God nie. Hy is nie verniet die hoogste profeet en priester, koning oor die heelal nie. Ons het toegang tot U. Dankie daarvoor. Hoor ons huisgesinne, hoor ons mans en ons vrouens as ons voor U kom pleit om genade en hulp in ons daaglikse stryd. En help vir ons, Here, om nie te luister na hierdie wêreld en sy waarsêering, sy mooi praatjies en sy valse beloftes. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan dan afsluit met Gesang 145, vers 1, 2, 3 en 4. Gesang 145, vers 1, 2, 3 en 4, vers 4, vir wie het Christus dan gekom, vir heilige engele? Nee, hy deel ons slegs die boodskap, hulle deel ons slegs die boodskap mee, vir sondaars daar in die hemel, sondaars daal die hemelheer, vir arme sondaars daal hy neer. Kom ons sluit af met Gesang 145, vers 1, 2, 3 en 4. Yeah.
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.